Goeiedag, ek is Liesel Brits met vandag se plaaslike nuus. Die Demokratiese Alliansie in Gauteng het die provinsie se LER vir gemeenskapsveiligheid, Faith Mazibuko, gevra om polisielede se aanval op 'n vrou in die Everton polisiestasie in die Valdriehoek te ondersoek. 'n Video op sosiale media wys hoe twee manlike geregsdienaars die vrou oor die vloer sleep en een van hulle haar klap terwyl sy om hulp roep. Die DA sê sulke onetiese gedrag kan nie geduld word nie. DA-woordvoerder Michael Shackleton sê hulle sal die ondersoek in hierdie voorval monitor om te verseker dat die beamptes vervolg word. We call on the MEC for Community Safety in the province, Faith Mazibuko, to investigate this incident as a matter of urgency. We don't need a police force, we need a police service. Uitvoerende hoof van EWAT, Tumelo Gopane, het van dese week tydens minister van Water en Sanitasie, Lindiwe Sisulu, se besoek aan die gebied gesê, die rioleringsstelsel is so verstop en vervalle dat net so wat 5% van die afvalwater en rioolvuil die 3 watersuiweringswerke in die Mfuleni munisipale gebied in die Valdriehoek bereik. Die res loop in die strate uit of beland uiteindelik in die Vaalrivier. Die minister het volgens Netwerk 24 gehoor, daar is 'n pypstelsel van so wat 2600 km wat vereniging Vanderbijl Park en areas soos Sebokeng, Everton, Boipatong en Sharp wil bedien. Gopane sê een van die vernaamste redes waarom die pype verstop is omdat mense allerlei goed soos tandeflos, hare, klippe en bourommel in toilette afspoel wat eerder in vullisdromme gegooi moet word. Gopane sê die aanlegte is ongelukkig nie gebou om hierdie tipe dinge uit te hou nie. Hy sê sedert hulle begin het om die pype skoon te maak, het baie meer water en rioolvuil by die suiweringsaanlegte begin uitkom. EWAT het al 133 verstoppings van mangate van verskillende groottes herstel. Die minister het van dese week tydens haar besoek aan die Vaal gepraat. I am informed that 89 million has been lost to us as a result of community unrest. I can understand the agitation of the community, which is why I think that we need to also invest in education. I do know that the Deputy President came and spoke to the community. The sabotage didn't end and it continues and it continues. I'd like those of you who are in the community to understand and speak to the community. Please, the sabotage is causing us more money. We understand your plight. We are here today. We will be here on a regular basis. My team is here on a daily basis. Die Nasionale Beroepsonderwysersvereniging sê hy is gekant teen 'n nuwe konsepwysigingswetsontwerp wat die beheerliggame van skole die reg ontneem om hoofde, onderhoofde en departementshoofde aan te stel. Die Departement van Onderwys sê die wetsontwerp is daarop gerig om korrupsie en geskille met sulke aanstellings uit te skakel. Basil Manuel van die organisasie sê die wetsontwerp sal meer skade aanrig as goed doen. If you're worried about corruption, you need to be worried about corruption within the department. Because if you for 1 minute believe that the officials that are there are going to be more objective than the governing bodies, then I think it's a fool's paradise. Because we know there's been cadre deployment, and we know that those cadres will favor a certain group of people, and to the exclusion of the rest. And this is our major concern. En die Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad beraam dat beerdkrag die Suid-Afrikaanse ekonomie verlede jaar tot 120 miljard rand uit die sak gejaag het en dat dit moontlik vir die volgende paar jaar sal voortduur. Die WNNR het die kragonderbrekings beskryf as een van die grootste uitdagings wat president Cyril Ramaphosa die hoof moet bied in sy pogings om beleggers vertroue in Suid-Afrika te herstel. Die raad het die regering gevra om so gou as moontlik krag vanaf onafhanklike opwekkers aan te koop om die druk te verlig. En dit is die einde van die bulletin. Volg ons nuusspan op Twitter en Facebook by 90.6 FM News vir nog plaaslike Valdriehoek nuus.